In en om tuinroete word met trots geborg deur Dynamis Properties. Die een ding om ons wat ons nooit aan dink oor hoe dit gemaak word nie, is pragtige meubels. En Althea het saam met Clinton Bell gaan kuier by Beds & Banks en deur hulle fabriek gestap om te kyk hoe word meubels gemaak. Is 'n lawaaiige storie, so kom stap saam met ons. En as julle 'n bietjie geluide in die agtergrond hoor vandag, ons kuier hier in George by die industriële gebied. En by my is Clinton, die eienaar van Beds & Banks. Baie welkom by ons. Welkom hierso. Daar's hy. Gaan jy vir ons vandag bietjie vertel hoe maak mens meubels? Ons wil graag vir julle wys hoe maak ons meubels. Kom ons gaan kyk. Gaan ons so deur. Ja, ons gaan weer na die ander kant toe. Ek geniet houtwerk, ons moet stap so. En ek is seker dis waar jy begin het, né? Hoe Wel, jy 'n liefde vir hout het. Normaal houtwerk op skool gedoen, maar nog diensplig gedoen en toe meer bemarking gedoen vir al die jare en baie bemarking vir die fabriek ook gewees. En hoe lank is jy in hierdie bedryf nou al of hier in George? Ek is nou 4 jaar in George, maar ek is al van 1991 van die meubelbedryf. OK, so jy het jou dues betaal Ja, en hierdie is nou een wat jy nou besit. Dis Ja. jou en jou familie se Ja. se besigheid Ja, hier. Waar begin ons? Is hierdie Stop nommer een. Hier is die voordeur. Daar's hy. So die hout kom van van die saagmeule af, word natuurlik met 'n forklift afgelaai hierso in hierdie area en dan word die hout alles opgestel van verskillende standaard groottes van die hout word dit deur van die molders gesit of deur van die staafmasjiene hierso om dit by 'n grootte te hê wat jy dan kan mee werk in soos 'n bedkassie of 'n verskillende groottes. So jy probeer standaard groottes gebruik wat natuurlik van die saagmeule afkom. Want jy wil eintlik so min as moontlik aan hout sny want al wat jy veroorsaak is meer opsit. Daar's hy. Is ook extra labor. Hoe meer jy moet sny, hoe meer moet jy skoonmaak. OK. So byvoorbeeld die molder sal 'n rouplank vat Ek tot hulle verstaan nou jou molding. Hy maak sy hy groewe. sal die geefies maak. Hy sal wat ons noem 'n tong en groef doen op die kante en dis wat jy gebruik om te lijm. En dis hierdie masjien. Dis hierdie masjien. Dit is 'n hengse groot masjien, né? Ja. So hierdie masjien aan die kant is die een wat jou dikte bepaal. So jy kan hom stel tot 0,5 millimeter en wat hy sal doen is hy sal die planke natuurlik vierkantig kry vir ons presies die dikte wat jy nodig het. Daar's letterlik 'n drom daarso met 460 klein lemmetjies vir sentimeter by sentimeter. Maar wat 'n pleasure. So hier is tipies een van die komponente wat nou op 'n bed sal wees. Dis die onderste gedeelte en dan hier is waar die kopstuk sal insluit met die dels. Maar jy sien al daai word op die multi-boor gedoen. So hy sal eers alles opstel en dit is letterlik by die millimeter wat dit moet gebeur. Natuurlik. En dan as jy hom omdraai, dan is al daai So al jou masjiene is preset. Jy gee vir hom 'n patroon en hy volg daai patroon tot jy dit weet. Ja, as vir elke produk het natuurlik Sy sy eie patroon. Natuurlik. OK, en hierso maak hulle nou al die krake word toegemaak. Wat as natuurlike merke in die hout, soos kwaste en so aan. Ja, hierdie is 'n gedeelte waar ons nou bedkassies om mekaar sal sit. So die komponente word daai kant of daar by die pote gesny word, dan word die kassies hierso aan mekaar gesit. So hier's 'n buffet wat gedoen is. En is dit wat is julle tipe houte? Ek sien baie pine. Is dit maar julle groot? Ja, hulle noem dit eintlik radiator is die tegniese naam van wat die denhout in die Suid-Kaap natuurlik groei baie stadiger en omdat dit kouer is as die Oos-Transvaal. So jy sal vind hy's baie keer is hy 'n swaarder hout en hy's omdat hy dan 'n beter pine. Dis 'n beter. Omdat hy stadiger groei en hy's harder, het jy minder beweging op die produk self. En hierdie gebruik hulle vir? Dis meer van die kante. Dit is 'n bord wat jy sal dan die kant van die laaie gebruik. En is dit net omdat hy's maar net sterker, gaan ons hier weer. Ja, so hier is waar die kompressors is en ons het ook 'n stelsel waar ons die vog uit die lyne uithaal. En as die
Die wat uit die lyne uithaal? Die vog. Want Anders jy as sit jy dit as baie, jy vog nie? in die lyne het, dan sit jy met roes in jou gereedskap. Kom ons regs hierso, dan sal ons afgaan na waar die lymgedeelte is. Okay. Kyk, van die komponente hierso terwyl ons hier staan. Hier is wat hulle noem 'n shaper. Ja. So die patroon van die binne 'n sleebed sal jy dan opsit en weer eens daar lê die patroon en hy het 4 koppe met groot lemme in. En dan sny jy die patroon Die stukke en dan soos wat julle almekaar sit, sodat is jy dit die solid. rondings het vir die stof. En dis hoekom jy dit maar alles in fine doen, because it doesn't matter. Solank jy jou patrone het, né? So skuurders. Skuurders, so jy het wow. 3 belde wat af kan hulle draai effens Ja. en dan gee jou 'n gladde oppervlakte. So wat gebeur op die skuurders, jy sien die pype hardloop so, dis om die fyn stof dan uithaal. Want as eintlik baie min stof in Wat die julle sal fabriek. inasem natuurlik in die fabriek ook as julle dit Ja, nie en die doen. veiligheid, daar's 'n gevaar natuurlik want jy het brandgevaar. Kyk soos 2 groot masjiene. Wat doen ons op hulle? Is dit laminering? Dis laminering. Dis die clamps maar die laminering. Ons sit So voor dit is soos beddens Ja. en soos wat hy draai so kan jy hom oplaai. laat ek jou gou hier Okay. wys. Ons het voorheen gekyk daaronder was ons Yes, as dit deur die yes. kaaf gegaan het. Dis wat hy tongue and groove goed van jou, ja, né? wat deur die molder gegaan het. So elke plank gaan dan deur, lyk so en Ek daar's is sy met jou. patroon. So wat Okay. jy dan doen is jy druk hom in 'n tong en Dis groef. soos 'n legkaart. Ja, en dan wat gebeur met hom? Druk jy natuurlik die excess lym uit en dan op daai masjien en dan hou jy hom oornag want jy wil En dan daai een druk hom nou finaal mooi en die Wat? lym word hard en alles verdwyn. en dan gebruik ons hierdie vir die voorkant van 'n bedkassie of Dis nou- laaie of Ek's so. met jou. Ja. Dis net kosmeties as mens dit so mag noem, né? Wat jy ook het is hierso is so hier's die reguit planke wat glad is. En hierdie lyk soos baie koue lym. Is dit wat dit is hierdie? Hier Koue is lym. klampe wat ons sal doen hierso is Ja. as ons nou 'n klomp hout bo op mekaar wou klem Ja. om byvoorbeeld op 'n sleebed. As jy vat die dikte van 'n sleebed, jy weet waar hy onder begin tot waar hy bo, sal jy 'n blok van sê 250 mm. Okay. Maar wat gebeur is jy lym so groot blok op, dan sny jy 3 of 4 uit elke kurwe. So dan kan jy 4 uit 'n blok van daai wanneer hy hardloop met die patroon. So jy sal hom op die bandsaag eers sny en dan gaan hy na die shaper toe. Dan waar mos hom jy dan af- minder, né? Ja. Ja. So Al die daai is klein baie goedjies. vir 'n heel waarskynlik vir 'n buffet ook. Dis 'n dik blad, hy's omtrent so 2 meter ek skat wyd. So dit sal 'n blad wees wat vir 'n Hy lê nou, hy word nou droog. Ja, hy gemaak. sal dan oornag en ons sal hom môre uit die klamp uit. Dis maar jy kan baie hout op hier oplaai met jou manier, né? Jy kan. Rondom Tali. Dis maar dis groot equipment, hoor. Dis groot goed. En waar is ons nou? Nou is ons deur die groot gebou. Ons het nou gesien wat gebeur daar. Wat het ons hier? Hier is nog 'n ja, hierdie boonste gebou is vir ons afwerking en jy wil graag jou afwerking 'n aparte gebou hê, natuurlik met jou vernis en jou verf laat jy Skone. minder stof hê. minder stof. Maar jy het 'n wonderlike stofkontrole hier aan die kant, Dit né? is so, maar daar's nog steeds Daai redelik. bietjie vir jou vir jou- vernisse vir jou- en ja, vir goed jou is baie afwerking. crucial. So wat jy het hier soos druktafels waar ons die kopstukke van die beddens of die double bunks of die raamwerk onder vir 'n eetkamertafel hier doen. Dan het ons dipping tanks waar ons al die steins en goed wat ons Okay, so dis jou kleure. Ja, kleure Dis nie word vir daar- goggas nie. Julle doen nie gogga Nee. dis- coverage nie. nee, Okay, nee. maar die kleur goed hou dit mos maar skoon, as- né? Ja, as jy dit As jy daarom- dit gedank het. Ja, nee, Ja. dan en kan jy ook nie 'n fout maak in terme van hy kleur hom regdeur. Daar's hy, Jy weet presies. hier's 'n Presies. voorbeeld van 'n swart wat gedoen is. Hy word weer teruggeskuur en dan word daar nog 'n Dan sit jy weer 'n laag bo-op. donker laag op hom. Maar dis mooi hierdie kleur, né? Gister, daai is donker. Maar daar is baie handearbeid en dis wat mense nie altyd besef met die meubels nie. Jy weet, hulle bestel iets en hulle vra kan hulle hom oor môre kry. Die probleem is die lym vat 24 uur om droog te word alleen. So vandat ons hout sny deur die proses, dan moet dit moet handhaaf, wel, ek weet nie so handhaaf, maar die handearbeid kan jy nie laat hulle noodwendig daai vinnige skuur nie. Jy moet deur alles gaan, laat jy 'n fyner afwerking het. Presies. Hier is byvoorbeeld 'n blad wat ons gedoen het O, van maar 'n dis 'n boom. lekker dik stuk boom, né? Pragtig, beautiful. Iemand het wat bome sny Ja. en nou dan kry ek hom hout by hom met dik slabs wat ons ook doen en dan is hierdie natuurlik, maar jy voel hom. Jy weet Jy kan hom sommer voel. hy is ordentlik pragtig, hy geskuur, is goed oordentlik. afgewerk. En hy gaan natuurlik pragtig lyk as jy hom
nou sy politoer aansit, nê? So, En dan waantoe het julle 'n groot buitelandse mark al of nie regtig nie, nie ons doen so- 'n bietjie in Afrika, so dis bietjie in Angola, bietjie Namibië, Botswana. maar nie so groot internasionaal nie. Ja, Okay. meeste van die ons verskaf nie direk aan die publiek nie. So dit gaan is met meubelwinkels jou. toe, baie bedwinkels natuurlik met die Bed & Banks. En dan die Alles wat ons doen soos ons gesê het is knockdown, so alles word in 'n boks gesit. Ons jy weet hulle word ordentlik getyp. Ons gebruik tot strapping masjiene ook. Dit is knockdown, so alles word ja. en dan vervoer ons het nie ons eie vervoermaatskappye, maar ons het vervoermaatskappye wat hier laai en dan die voorraad vat na verskillende kliënte en verskillende vervoermaatskappye hang af van watter area ons En hoe lank is so 'n siklus? Maand? As jy nou 'n goeie bestelling kry? Ja, so omtrent 'n maand. Okay. En dis die einde van die hele proses. Ja. En hier Maar dis 'n groot saal met baie prosesse. so hier's 'n tipiese nuwe bedkassie wat ons gedoen het en jy kan dan sien Ek is nog stom oor die pyn wat julle so mooi laat lyk, né? ja, as jy blad kyk, is dit wat ons daaronder gesien het. Dis Dit is letterlik uit verskillende planke. Jy sien die tong en groef langs die kant. En hier is jou pragtige detail wat jy ook vir my verduidelik het. Yes, ek is stom. Dis regtig baie oulik. En laaste maar die belangrikste van die fabriek is die span. Baie mense hier is al jare in hierdie fabriek en ons het 'n besonderse span wat deur moeilike tye alles ingesit het en hulle maak eintlik alles moontlik in hierdie plek. En is dit nie maar met alles in besigheid nie. Sonder ons staf is daar nie 'n besigheid nie. So ek stem 100% saam met jou. Maar Clinton, baie dankie vir jou tyd vandag. Dit was regtig 'n voorreg om te sien jou familie en al hierdie pragtige mense en net die beste vir jou en jou fabriek in die toekoms. Baie dankie. Tot 'n volgende keer. Ons sien julle dan. Totsiens.